Hallo, ek is Dominee Adrian Botes van Leidenburg. Ons gaan oor die volgende paar Bidkos boodskappe gesels oor geloof, maar eerder as om daarbo in die lig oor geloof te praat, gaan ons dit probeer prakties toepas en ons gaan die voorbeelde uit Hebreërs 11 gebruik om dit te doen. Nou voordat ons by al die voorbeelde uitkom, wil ek eers 'n bietjie gesels oor wat geloof is. Ons lees in Hebreërs 11 vers 1 tot 2. Die geloof is dan 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewyse van die dinge wat ons nie sien nie, van daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Nou geloof is altyd gerig op iets. En die Bybel leer vir ons dat ons geloof gerig moet wees op God. En dit staan vas al kom beproewings op ons pad. En dit maak 'n mens 'n bietjie bang, want wat is ek nou in my geloof twyfel in moeilike tye, en ons moet onthou dat God die beproewings gebruik om ons geloof te suiwer, en dat hy beloof het dat niks en niemand ons uit sy hand uit sal ruk nie, as ons waarlik in hom glo nie. Nou, wat is ware geloof? Dink byvoorbeeld aan 'n seentjie wat by die voordeur wag vir sy pa om huis toe te kom, en die seentjie is vasoortuig dat sy pa enige oomblik by daai voordeur gaan instap. Selfs al vat sy pa 'n bietjie lank, omdat hy eers dalk gestop het om melk te koop. Maar die seentjie is so vasoortuig dat sy pa gaan kom, dat hy ook al lank al die blare opgehark het, net soos wat sy pa vir hom gevra het en in sakke ingegooi het. En dat hy sommer ook, omdat hy vir sy pa lief is en om tevrede wil stel, ook die swembad skoon gemaak het, al het sy pa nie vir hom gevra om dit te doen nie. En die egtheid van ons geloof word bewys deur dieselfde dade van geloof, of van gehoorsaamheid en liefde en diens wat ons aan die Here wys. En hierdie geloof staan vas, al word ons soms deur allerhande beproewinge geruk. Want wanneer beproewing oor ons pad kom louter dit ons geloof, en al voel dit soms nie baie lekker om beproef te word nie. En as ons swak en bewerig daarna, is ons nog steeds seker dat ons deur ons geloof in Jesus kinders van God is, en dat ons sondes vergewe is, en dat ons die ewige lewe sal ontvang. Dit kan selfs wees dat mense ons spot en probeer oortuig om nie by die deur te staan en wag nie, of om nie die blare op te hark en in sakke te gooi nie. Dink aan die seentjie wat daar by die voordeur vir sy pa staan en wag, hoe sy broers en susters dalk vir hom sê dat pa eers by die donker by die huis gaan kom, en dat hy nie gaan sien of die blare opgehark is of nie, en dat hy nie gaan sien dat die swembad skoon is nie, en hulle kan selfs hulle boetie probeer oortuig dat hy maar eerder met hulle moet kom speel, of saam met hulle moet kom die televisie kyk, want pa gaan nog lank vat, en dit help nie om so by die deur te staan en wag nie. Maar die seentjie se hoop is egter lewendig, en hy kan nie homself wegkry van die deur nie. Inteendeel, wanneer hulle dit vir hom sê, en wanneer hy begin bekommerd word, en hy wonder of sy pa gaan kom of nie, gaan sit hy nie by sy broers en susters en gaan speel, of gaan kyk televisie nie, hy gaan nader na die deur, en hy maak self die gordyn oop en kyk of sy pa sy kar nie al intussen stil gehou het nie, of het nie enige oomblik nou gaan stil staan nie. So is dit ook met ons, om ondanks die teenkanting of die druk van ander mense, of wat ook al gebeur, nog steeds te werk en te wag, en om opgewonde te wees, asof alles wat God beloof het, nou gaan gebeur. Al sien ons nie in hierdie lewe die beloftes van God in vervulling kom nie. Want die Heilige Gees plant hierdie sekerheid so diep in ons harte, dat dit nie verdwyn nie. Ons staan vas oortuig van God se beloftes. Nou die mense van die ou tyd, die helde van die geloof in Hebreërs 11, het ook sulke geloof gehad, en hulle was vir God aanneemlik. God het hulle weens hulle lewendige geloof regverdig verklaar, en dit is deur ons lewendige geloof in Jesus Christus se persoon en werk, en in God se beloftes wat deur Christus vervul sal word, dat ons ook regverdig verklaar word. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader, wek tog in ons 'n lewendige geloof, dat ons in wind en weer, in groen valleie en by stil waters, en in die vallei van doodskaduwee sal aanhou om vas te vertrou en te hoop op die dinge wat U beloof het, en wat U in Jesus Christus aan ons gegee het. Amen.